Die lewe is 'n kaleidoskoop van verhale, avontuur, liefde en uitdagings. Elkeen neem ons na plekke wat ons louter tot wie ons werklik is. Ek is Lizet Volkwyn. Welkom by 'n verhaal soos myne. Vandag het ek 'n baie spesiale gas en ek is verskriklik opgewonde om met julle te deel. Sy verhaal soos myne is regtig 'n absolute suksesstorie. Kom ons verwelkom die sogenaamde Mperi Hoender, Robbie Wessel se kollega wat saam met hom gedans het. Nico Swarts, baie welkom by ons. Dankie Lizet, dit is lekker om hier te wees. Nou, vandag ons 'n lekker gesprekkie. Ek wil gesels oor hoe ons alles of niks gee nie. Hoe kry ons dit reg om van letterlik iets te doen wat niemand iets verwag nie, wat almal wil viral gaan? Ja. Ons wil graag weet, hoe het jy dit gedoen? Vertel my, waar het jy begin swat? Hoe het dit gekom dat jy op die ou einde saam met Robbie Wessels in Menlyn 'n dance-off het? So Lizet, ek het op die pik geswat, ek het bedryfsielkunde daar geswat, teruggekom na ek graad gevang het, kon nie werk kry nie, eventually 'n werk gekry by 'n digital marketing company. Van daar af, by die company het hulle elke Vrydag vir so 'n uur, dan doen jy nou niks nie en uit elke departement uit kry hulle iemand om eintlik 'n lip-sync battle teen mekaar te doen. So jy kies jou liedjie, jy sing hom teen mekaar, sommer net vir 'n bietjie company morale. En toevallig kom die dag, is my beurt en soos jy nou net reg self gesê het, is alles of niks. Dis maar wie ek is en hoe ek is, dis hoe ek lewe ook. En die ander mense het toe nou maar net gesing en so, en ek dog toe nee, kom ons gaan groot met hom. Kry toe vir my 'n speedo en ek skeer my hare, my borshare in 'n hartjie. En ek besluit toe right, Mperi Hoender is die een. En toe dit my beurt is, toe kom ek daar uit en ja, alles of niks. Ek het my heupe gegooi, ek het dinge gedoen wat ek dink baie mense nie sou gedoen het nie, en seker nie reg is nie, maar weet jy dit, en so het dit gebeur, maar my tannie uit Burgersfort uit bel my toe 4:00 daai middag. Ek het nie eens geweet iemand het dit op Facebook gesit nie. En toe bel sy my, sy sê vir my kind, waarmee is jy besig? Ek sê vir tannie, ek weet nie wat gaan aan nie, en in elk geval, ek kyk toe op Facebook en ek sien hierdie video wat iemand geneem het in my kantoor is oral. En van daar af het Rian my gekontak van Jacaranda en hulle het my genooi na hulle toe. Ek het vir hulle gaan dans, ek het toe in die straat gaan dans vir hulle op die hoek van Garsfontein en Linwood. Dit het ek gedoen. Dit het toe viral gaan. Toe lê ek eendag doodrustig voor die televisie en wie bel nommer my? Ek antwoord en ek sê wie sit wat praat en die ou sê toe net, is jy die ou wat so dans op die internet? En ek sê toe, yes, is ek. En ek sê toe, skus, met wie praat ek? En hy sê toe, Robbie. Ek sê toe, Robbie wie? Hy sê Robbie Wessels. Yes. Eerlikwaar, ek het dit nie geglo nie. Ek het regtig, ek het vir hom gesê, dit kan nie wees nie. Ek dog is 'n vriend wat dalk my prank of so iets. Maar dit was toe wraggies, hy het my genooi na sy huis toe en toe het hy my gechallenge vir 'n dans-off. Dit was 'n donderdag en die saterdagoggend toe ons in Menlyn en toe het ons daar gaan dans, weer in ons speedos, ek en nou Robbie, en dit het toe weer viral gegaan, en toe is ons weer terug Jacaranda toe, en daarna het Robbie my 'n paar keer genooi om saam met hom te gaan optree, en dis maar waar dinge gebeur het. So wat jy eintlik vir my sê, as ek regtig nou 'n viral video wil hê, moet ek 'n speedo aantrek. Nie noodwendig nie, ek dink ons baie ander maniere om dit te doen. Nice, Nico. So, maar jy het glad nie akteer of drama gaan swat nie. Glad nie. Jy het gegaan en jy is een van die akteurs van Getroud met Rugby ook. So, hoe het dit gebeur? Kom ek sê vir jou, ek sou myself nou nie as 'n akteur beskou nie, in alle eerlikheid. Ek het maar dit wat ek weet, het ek geleer by my vriende, wat ek geleer het op stel en deur die bedryf, look and learn, soos hulle maar sê. Dis maar waar ek my goed geleer het eintlik. Okay, en natuurlik, voor ons nou oor die entrepreneurskap praat, en natuurlik die geleenthede wat 'n mens kan kry in die wêreld as 'n geheel, om te kyk en sê, hoe kan ek vorentoe gaan? Maar jy het letterlik gevat wat jy gaan swat het, was bedryfsielkunde. En jy's absoluut gebruik dit nie vandag nie. Ja. Maar ons het natuurlik altyd 'n stukkie van daai sielkunde wat ons nodig het. Maar hier is die vraag, hoe gebeur dit dat as jy skielik sien, dinge werk nie vir jou uit soos dit moet nie. Dinge verander in rigtings in wat jy nie voorsien het nie. Hoe pas jy vinnig aan en wat gaan in jou kop aan?
Ek dink 'n groot ding is jou mindset moet reg wees op die einde van die dag. Daar's baie dinge wat gebeur wat 'n mens nie voorsien nie wat jy reg is, maar die lewe is ook nie regverdig nie. Ons partykeer slegte goed wat oor jou pad kom. En my persoonlike opinie is die lewe is nie regverdig nie. Enigiemand wat vir jou gesê dit gaan regverdig wees, maak 'n baie groot fout. En hoe vinniger jy aanpas, hoe beter is dit vir jouself. Verstaan, ek is 'n groot ou vir adapt or die. Jy moet aanpas, andersins gaan jy een kant toe geskuif word. Yes. En ongelukkig deur al daai goed gaan harde werk kom en moeilike tye kom, maar jy moet deur dit druk. En dis natuurlik waar, vir die wat beluister ook vandag moet ons besef, ons is so geneig om jou suksesvolle entrepreneur te sien. Jou lewe klink soos 'n presies die ideale pad wat 'n mens verloop, maar nou is dit nie. Hoe verander jy jou kop? Want ons moet besef, die lewe is nie regverdig nie. Soveel kere sien ons goed wat gebeur, en dan dink jy, hoekom het dit met jou gebeur, maar nie met my nie? Ek werk elke dag hard, ek doen, consistency is key. Weet jy doen elke liewe ding, al is ek nou nie gelukkig nie, ek eet nie sjokolades nie, ek doen wat ek moet doen, ek luister wat almal sê, en dit gebeur nie. Wat vertel jy vir jouself, as jy hierdie goed sien wat nie regverdig is nie, wat nie lekker uitwerk soos jy dit beplan het nie? Hoe kry jy uit daai slamp uit? So, ek het so 'n persoonlike ding wat ek doen, ek gee myself 5 minute. So as iets gebeur, wat ek nie van hou nie, of dit gaan nie na my kant toe nie, gee myself 5 minute om, wees ontsteld, huil, skree, slaan 'n muur, doen net wat jy wil, vir 5 minute. Na daai 5 minute, kyk ons vorentoe, right, wat gaan ons doen om dit wat met my gebeur het, wat kan ons doen om dit beter vir my te laat uitwerk, verstaan? Yes. Partykeer is daar 'n supplier wat nie op tyd goeders doen nie. Wat kan ek nou doen? Okay. Ons gaan na die volgende stap toe, verstaan? Soos ek sê, is adapt or die. Dis baie sterk dissipline, om net 5 minute te vat en sê, ek gaan nou skree, gil en te kere gaan. Maar baie mense het dit nie. Weet, baie mense wil amper daai pity party uittrek vir partykeer 2, 3 weke, 3 weke, dalk 'n paar maande. Hoe trek jy dit terug? Jy kan sê, dit is net 5 minute. Ek dink die grootste ding is, jy het nou die woord selfdissipline gebruik. Ek dink as jy nie selfdissipline in elk geval het nie, al is dit net in sekere gedeeltes van jou lewe, gaan jy in elk geval met 'n probleem sit. So jy moet 'n manier by jouself vind om te sê, okay, weet jy wat, dit het nou gebeur, wat kan ons anders doen? Of met wie moet ek praat? Dalk het jy iemand met wie jy kan praat of gesels daaroor. Okay. Ja, dalk moet jy 'n end gaan ry. Ek het 'n vriend wat, hy gaan ry 'n end, hy bly op 'n wildsplaas, hy ry 'n end, dan raak hy slaaf in sy goed, dan kom hy terug. Elke ou dink ek het sy eie ding, ek kan nie vir mense sê, jy moet ook 5 minute gebruik, want 5 minute gaan dalk nie vir jou werk nie. Yes. Maar gaan ry 'n draai, praat met iemand, bel 'n vriend, enige soets. En dis natuurlik wat so belangrik is. 'n Mens moet kan leer om jou emosies te kan parkeer. Om te kan sê, weet jy wat, ek hoor die emosies, ek sê nie begin robot te word nie. Maar wat ek sê is, ons moet ons emosies hier parkeer en sê, kom ons kyk wat die